Goeiedag en welkom by die nuutste uitsending van Ken jou regte. My naam is Franco Creer en ek is 'n kandidaat-prokureur by die kantore van Johan Cronee Prokureurs en Eiendomme. Soos voorheen beloof, bied ek graag vir julle die eerste van vele uitsendings aan rakende die moeds en moenies van sosiale media gebruik, soos dit verband hou met die regswêreld. Vandag se onderwerp bespreek die oorhoofse punte van naamskending en sosiale media, die Suid-Afrikaanse regsraamwerk. Nou in die era van sosiale media hou elkeen van ons die krag en gepaardgaande verantwoordelikhede van 'n massiewe publieke platform. Enige plasing of kommentaar wat ons laat, kan soos 'n veldbrand versprei en reputasies opbou of afbreek. Die Suid-Afrikaanse regstelsel erken en beskerm ons almal teen die gevolge wat lasterlike of andersins naamskendende plasings dalk mag inhou. Dus gaan ons vandag ondersoek instel op wat naamskending behels, hoe dit op digitale platforms mag toepassing vind, die regsmiddels tot ons beskikking daarteen en hoe om aanspreeklikheid in die verband te vermy terwyl jy nog steeds jou vryheid van spraak en uitdrukking ten volle kan uitoefen. Wat is naamskending? Naamskending is gebaseer op die deliktuele gemeenereg en moet sodanig aan al die vereistes van 'n deliktuele eis voldoen. Naamlik dat daar 'n onregmatige handeling deur 'n verweerder is wat skade aan die eiser veroorsaak, waarvoor die verweerder die nodige skuld moet dra en daar 'n genoegsame kausale verband tussen die skade en die handeling bestaan. Al hierdie elemente moet teenwoordig wees vir 'n deliktuele eis om suksesvol te wees. Met die voorgenoemde in gedagte is die spesifieke vereistes vir naamskending as volg. Eerstens moet die plasing naamskendend wees in sover dit die eiser se reputasie skade aandoen in die oë van die normale redelike persoon. Hierdie beskrywing omvat 'n wye omvang terme, onder andere bespotting of minagting. Die plasing moet ook vals wees. Selfs al doen dit die reputasie leed aan, as 'n stelling waar is dit nie noodwendig onwettig nie. Die plasing moet ook direk of indirek na die eiser verwys. Die toets hierin is weer eens of die gemiddelde redelike persoon dit sou sien as op die eiser afgerig. Die plasing moet ook gepubliseer word aan ten minste 1/3 party buiten die eiser en verweerder. Op sosiale media kan dit 'n plasing, kommentaar of tag wees. Soos voorheen vlugtelik genoem, moet die verweerder in 'n naamskendingssaak die nodige skuld dra vir die publieke, valse en naamskendende plasing teenoor die eiser. Skuld hierin beteken dat die verweerder nalatig opgetree het en dat hulle nie die waarheid van 'n plasing bepaal het nie, of doelgerig die stelling gemaak het, wetende dat dit vals is. Jy moet dus waaksaam wees om sonder die nodige sorg enige inligting aanlyn mee te deel, sonder om absoluut seker te wees dat dit die waarheid is. Verder gaan ons ook gesels oor die spesifieke rol van sosiale media in naamskending teenoor tradisionele kommunikasiemetodes. Eerstens is vinnige verspreiding van inligting 'n groot probleem. Sosiale media plasing kan binne minute na honderde of duisende gebruikers van 'n platform versprei word. Iemand kan byvoorbeeld op 'n WhatsApp status plaas dat hul buurman besig is om elektrisiteit te steel, terwyl hulle bloot besig is om elektriese herstelwerk te laat doen by 'n munisipale konneksie. Teen die tyd vir die waarheid ontbloot is, weet die hele straat se inwoners en selfs die hele dorp daarvan. Die tweede probleem is dat sosiale media plasings uiteraard permanent kan wees, ten spyte van verwydering daarvan vanaf die platform. Selfs as 'n plasing verwyder is, kan iemand 'n skermkiekie neem of dit andersins argiveer. Dink aan die voorbeeld van iemand wat 'n plaaslike besigheid van bedrog beskuldig op Facebook, maar dit kort daarna verwyder. Iemand anders kon ten spyte daarvan 'n screenshot neem
en dit op 'n groot publieke groep plaas. Derdens kan 'n boodskap ook vinnig gewilde ondersteuning geniet deur interaksie op 'n platform. Byvoorbeeld, iemand kan sien hoe 'n aardsvyand in 'n polisie-vangwa weggeneem word en dit aanlyn plaas met die kapsie: "Kyk wie word in hegtenis geneem," terwyl hulle in werklikheid na die polisiestasie toe vergesel word om 'n misdaad te rapporteer. Maar die skade is reeds gedoen en die dorp gons oor die persoon se valse inhegtenisneming en hul reputasie ly daaronder. Volgende bring anonimiteit ook 'n valse gevoel van sekuriteit. 'n Persoon kan onder 'n skuilnaam 'n valse plasing maak waaronder iemand anders se reputasie ly. Dit tel nog steeds as 'n publikasie en kan regsgevolge dra in sekere omstandighede. Die 5de punt is dat aanlyn plasings maklik gemisinterpreteer kan word as gevolg van die tekort aan gesigsuitdrukkings, lyftaal en konteks wat hierdie plasing mag uitlaat teenoor normale in-persoon kommunikasie. Onthou dat die reg dit nie altyd traak met wat die skrywer eintlik bedoel het in elke geval nie, maar liewer die redelike derde party leser dit sou interpreteer. Die volgende kwessie wat ons gaan bespreek is die spesifieke eise en regsverweere beskikbaar in 'n saak van naamskending. Ons skop af met die eise wat die eiser geregtelik behoort te kan maak in 'n saak van naamskending. Hou net in gedagte dat elke saak se detail verskil en bepalend mag wees met betrekking tot die relevante eis. Eerstens behoort 'n suksesvolle eiser die verwydering van die naamskendende plasing vanaf die relevante sosiale media platform te kan vereis, sowel as 'n publieke terugtrekking en verskoning met betrekking daartoe. Tweedens kan 'n interdik in sekere gevalle verkry word om die verweerdere te verhoed om 'n soortgelyke naamskending in die toekoms te pleeg. Derdens kan 'n eis om geldelike skadevergoeding ook in sekere gevalle toepassing vind. Laastens kan kriminele klagtes teen die verweerder ook volg in baie spesifieke gevalle. In antwoord op die voorgenoemde kan die verweerder die volgende moontlike verweere inspann. Eerstens, as die plasing wesenlik waar is en die publieke belang gepubliseer word, kan dit nie naamskendend wees nie. Hierin word die howe genoodsaak om die eiser en verweerder se grondwetlike regte op te weeg om tot 'n regverdige gevolgtrekking te kom. Soos die eiser se reg tot 'n goeie reputasie, wat onder die reg tot menswaardigheid val, teenoor die verweerder se reg tot vryheid van spraak en uitdrukking, as ook die weier gemeenskap se reg tot belangrike terspraaklike inligting. Sekere uitlatings, soos die gemaak in parlement of in howe, is gewaarborg en bevoorreg teen klagtes van naamskendings. Maar wees versigtig, omdat dit weinig toepassing vind op sosiale media. Sosiale media plasing kan ook nie naamskendend wees indien dit met alle partye se toestemming gedoen word nie. 'n Onderwerp wat belangrik is om aan te spreek in hierdie verband is die spesifieke verhouding tussen elkeen se reg om homself uit te druk soos hulle goeddink teenoor elkeen se reg om hul eie goeie reputasie te geniet en beskerm. Hierdie regte word afsonderlik in die grondwet beskerm onder die regte tot vryheid van uitdrukking teenoor die van menswaardigheid in artikels 16 en 10 daarvan. Onthou dat die grondwet nooit haatspraak, aanhitsing tot geweld of valse aantuigings wat menswaardigheid en sodoende reputasies afbreek beskerm nie. Die howe word genoodsaak om hierdie regte proporsioneel op te weeg indien die party aanspraak maak dat dit ter sprake is. Nog 'n belangrike feit om iets van te vergewis is dat dit nie slegs die oorspronklike plaser is wat verantwoording moet doen vir naamskendende spraak nie. As u 'n plasing op u eie sosiale media blad meedeel, dit like, positiewe kommentaar daarop lewer of versuim om iemand anders se kommentaar te verwyder,
kan u self net so aanspreeklik wees soos die oorspronklike plaser. Die les hieruit is dat jy verantwoording moet doen vir jou eie digitale spasie. Die Protection of Personal Information Act, oftewel POPIA, wat in onlangse jare in werking getree het, beskerm ook ons persoonlike inligting deur sekere kondisies in plek te stel voordat ons persoonlike inligting gebruik mag word en spesifiseer dat dit net vir 'n sekere doelwit gebruik kan word. Dit voeg verdere beskermings by addisioneel tot die voorskrifte van die gemeenereg, soos in hierdie praatjie uiteengesit. Vandag se praatjie het baie elemente om in ag te neem, maar ek vat dit graag saam vir u in maklike verwerkbare brokkies. Naamskending op sosiale media is vervolgbaar. Die plasing moet vals wees, op 'n persoon afgerig of maklik so afgelei kan word, publiek of van 'n derde party gepubliseer word, skade meebring en die plaser moet die nodige geregtelike skuld dra. Die wet beskerm ook die vryheid van uitdrukking met betrekking tot plasings in die publieke belang en wat ten volle die waarheid saamdra. Herplasings, likes en ooreenstemmende kommentaar kan ook geregtelike gevolge dra. En die POPIA-wet stel ook verdere beskermings in plek met betrekking tot sosiale media verbruikers se persoonlike inligting. En om verder saam te vat, hoe verhoed ons naamskending? Dink weer voor jy net iets willekeurig oor iemand anders plaas aanlyn. Is dit die waarheid? Is dit regverdig? En is dit werklik nodig? Maak seker oor 'n plasing se inhoud voordat jy dit meedeel of daarmee ooreenstem. Verwyder onmiddellik enige naamskendende inhoud van jou sosiale media blad af, sodra jy agterkom dat dit dalk die geval kan wees. En as jy die slagoffer van sosiale media naamskending is, maak bewyse bymekaar, soek regshulp en kry formele oplossings, liewer as om blote negatiewe emosies te gebruik om te reageer. Met die nuwe era van inligting tot ons beskikking, kom 'n gepaardgaande verantwoordelikheid daarmee saam om al die nuwe tegnologie verantwoordelik te gebruik. Wees asseblief respekvol en bedagsaam met betrekking tot die inhoud wat jy aanlyn plaas. En so staan ons aan die einde van vandag se uitsending van Ken jou regte. Onthou asseblief om elke Dinsdag om 11:00 die oggend die radio na Fynbos Radio in te stel en bly asseblief op hierdie golflengte vir verdere uitstekende inhoud op Fynbos Radio. Besoek ook gerus Johan Cronje Prokureurs en Eiendomme se Facebookblad en webtuiste vir meer inligting en betroubare regsadvies. Baie dankie vir die tyd en aandag en tot volgende keer toe.